Goeiemôre, welkom by hierdie wonderlike lang naweek Sondag, waar ook al jy mag wees, en waar jy jouself bevind in die boodskap hoor, wees jy welkom. Welkom in die hand van die Here, want waar ook al ons is, het hoef nie net in die gemeente te wees van die kerk, wees nie, daar is ons by God. Ons is in die transisietydperk tussen die opstanding van Jesus Paasnaweek en die opvaar van Jesus volgende donderdag, en ons is sommer besig om saam met hom te stap in die tyd waar hy van sy disippels verskyn het, in hierdie oomblik van twyfel waar hulle nie lekker geweet het waar en wat rondom hulle aangaan nie. Voordat ons begin, kom ons maak rustig ons oë toe en ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre by U kan stil word. Dankie dat ons weet U is by ons op hierdie pad, U ontmoet ons. Al sien ons nie altyd nie, en al weet ons nie altyd nie. U is om ons, U is by ons. Here, mag ons oë en ons harte oopgaan, mag hierdie woord neerslaan in ons harte, dat dit daar sal bly, en ons sal rustig maak, dat dit ons sal vrede gee, wat ons nie altyd weet waar ons gaan kry nie. Dankie dat ons op so 'n wyse ook U naam kan grootmaak vanmôre. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, daarom sing ons Halleluja. Ons kom voor God in die besef dat ons nie alleen hier is nie. Hy wat die sterre tel en die heelal vashou, is dieselfde God wat vanmôre saam met my, jou en hier instap. Ons is nie alleen nie. En daarom kan ek julle groet vanmôre met die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. En met die wete dat hy met ons is en ons nie alleen loop nie. Ek wil vanmôre begin met 'n artikel wat ek onlangs raak gelees het in die wêreld wat ek my stokperdjies beoefen. Is dit 'n baie bekende applikasie en dalk het van julle dit al gehoor en van dit het julle al gebruik dalk. Die applikasie se naam is Strava. En Strava is geskep vir die mense wat hou daarvan om hulle aktiwiteite, hulle oefeninge, dit wat hulle doen, selfs hulle resies, hulle wedrenne op te plaas. Nou dis baie maklik, dit wat jy op jou horlosie opneem, dit word gestuur na die applikasie toe en mense het interaksie met dit. Hulle kan daarvan hou, hulle kan kommentaar lewer, hulle kan sien skelm of nie skelm nie wat jy gedoen het. En wat die artikel toe nou skryf is eintlik die ongesonde verhouding wat ons met hierdie applikasie het. En ek dink dit is nie net noodwendig met hierdie applikasie nie, en julle sal verstaan wat ek daarmee bedoel. Maar wat die artikel vir ons vertel is dat mense raak amper verslaaf om konstant te gaan kyk wat aangaan, wat hulle vriende of ander mense of professionele atlete plaas op die platform, wat hulle gedoen het, hoe vinnig hulle dit gedoen het, hoe ver het hulle dit gedoen, hoe ekstreem was dit gewees, en dan kan hulle interaksies hê met hierdie applikasie of hierdie plasing wat hulle dan nou gedoen het op hierdie platform. En hierdie interaksie kan in die vorm kom van kudos, soos wat ons altyd op Facebook gehou het van likes,
of jy kan kommentaar lewer. Waar die probleemstelling kom van die artikel is dat dit sê dat wanneer ons op hierdie platform iets deel of gaan soek, laat dit ons nie noodwendig altyd so goed voel nie. Ons voel minderwaardig, ons voel ons is nie so vinnig nie, ons is nie so fiks nie, ons kan nie so ver hardloop nie, ons het nie so baie tyd om so baie te oefen soos baie mense op die platform nie. En dit laat ons sleg voel, maar ten spyte daarvan gaan ons nog steeds elke dag op, plaas ons self goeders op die platform en ons maak partykeer so 'n bietjie die pap dik aan, om te sê ons het so 'n bietjie vinniger gery as wat ons beplan het, of verder, eintlik maar net in 'n soeke na aanvaarding, of om te wys eintlik hoe fiks en oulik ons is. Maar die crux van die saak is dat dit laat ons nie goed voel nie. Ons voel nie altyd so goed wanneer ons daarop kyk nie, maar ons bly daarna kyk. En dit het my so 'n bietjie laat dink, en ek het 2 ander artikels gaan soek. En die eerste ene is geskryf deur die Mayo groep, wat vertel hoe ons breine saamgestel het. En hy sê ons breine is so saamgestel dat ons soek na bedreiging. Ons brein is so gemaak dat ons soek na dit wat ons kan seermaak, skadelik is vir ons. En die rede daarvoor is in die oertyd was daar baie gevare rondom ons. Ons moes uitkyk vir leeu's en wilde diere en iets wat ons gaan aanval, of droogtes wat kom, wat heel waarskynlik ons gaan laat honger ly, of donderstorms wat ons kan seermaak. En dit is goed, dit is veronderstel om so te wees. Maar wat dit nie veronderstel is om te wees nie, is hierdie soeke om 24 uur van elke dag na 'n nuuskanaal te kyk, of 'n platform te kyk, en elke minuut daarvan hierdie vrees in ons te ontlok. Tweede artikel wat ek lees, is 'n aanlyn artikel oor Psychiatric Times, en dit gaan verder en sê iets wat my laat stilstaan het, wat sê mense weet die nuus is nie goed vir hulle nie. Mense weet wanneer hulle die platforms ingaan en lees en kyk en sien, dan laat dit hulle nie goed voel nie, maar steeds hou hulle aan. En die groot vraag hoekom, en dis wat die navorsing wys, is omdat om te weet, om nie te weet nie, is erger as die angs en die vrees wat hulle daarna ervaar. Dis erger vir hulle om nie te weet nie, as om sleg te voel, of nie goed oor hulle self te voel na die tyd nie. Een van my professore, en ek weet sommer het ook onder hom geswat, het vir ons destyds vertel dat toe die mense aan die Kaap aangekom het, in Stellenbosch en in die stad self, nou die Kaapkolonie, het hulle oor 'n jaar se tyd dieselfde hoeveelheid inligting en nuus gekry as wat ons vandag op die voorblad van die beeld of rapport kry. Dink dit gou vir 'n oomblik daaraan, nie dat ons meer noodwendig die rapport of die beeld lees in die vorm op 'n papier nie, ek dink jy kry dit eers meer nie, maar die voorblad was dieselfde hoeveelheid inligting as wat hulle oor 'n hele jaar se tydperk gekry het. Ons word gebombardeer met inligting, en inligting is oral rondom ons, maar dit beteken nie noodwendig dis goed vir ons nie. Tog gaan soek ons daarvoor. Ek wil dit vir 'n oomblik net daarso los, en ek wil na ons teksgedeelte toe gaan van vandag. Ons teksgedeelte is 'n teksgedeelte wat ons eintlik al 'n paar keer gelees het in hierdie afgelope tyd. Ek weet ook daar's verwys na laas Sondag, is daar na 'n gedeelte van die Emmausgangers verwys. Maar ek wil 3 stukke aanhaal uit die lang teksgedeelte op hierdie roete wat Jesus saam met sy disciples, wat hom nie eens herken het nie, gedeel het. En ons lees uit Lukas 24 uit, waar ons dan nou baie mooi weet, is waar Jesus hierdie disciples raakloop. Nou net so vinnige agtergrond vir jou, is ons weet nie wie was die Emmausgangers nie. Ons weet ook nie of hulle eintlik mekaar fisies geken het, of hulle vriende was nie. Heel waarskynlik het hulle mekaar raakgeloop op die pad, soos wat baie ander mense mekaar raakloop op die pad, want die roetes tussen stede, in hierdie geval tussen Emmaus en Jerusalem, was heel waarskynlik waar die sosiale interaksie plaasgevind het. Dit is waar mense mekaar nuus gedeel het, en waar hulle mekaar leer ken het, of althans gehoor het van iets wat gebeur het in die vorige stad, of in die volgende stad waarin hulle gaan. Ons lees vanaf vers 13, en dit is sommer net om die grond te lê vir waarin ons gaan. Daar dieselfde dag was 2 van die disciples op pad na die dorp met die naam van Emmaus. Dit was sowat 11 kilometer van Jerusalem. Miskien moes hulle dit op Strava gesit het, dat mense gesien waar hulle loop. Hulle het met mekaar gepraat oor die dinge wat gebeur het, Jesus se kruisiging. Terwyl hulle so gesels en bespreek het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar hulle oë was verhinder,
om hom te erken. En dis een van die eerste dinge wat ons dalk het met mekaar hier so anker, is dat Jesus het van gestalte begin verander, want selfs sy eie ma en Maria het hom nie herken nie, van die disippels het hom nie herken nie, en wou hom nie glo nie, Thomas, en hier vind ons ook dat in die transisietydperk tussen opstanding en hemelvaart, is dit asof Jesus begin anderster lyk het. Nou, hoe weet ons nie, maar hulle het hom nie herken nie, en dit is iets wat ons net vir mekaar moet sê. In vers 25, en ek gaan dit sommer vrylik net vertel, is toe Jesus vir hulle begin vra, maar julle ken dan die storie, julle weet dan tog wat alles in die profete gesê het, en dan in vers 26, moes Christus nie gelei het so dat ons almal die heerlikheid kan ingaan. Hy vra hulle die vraag, moes dit dan nie gebeur het dat Jesus sterf, sodat ons die ewigheid kan ingaan nie? Net om hulle half te prompt en sê, onthou julle nie die profete nie? Dit het gesê die verlosser moet ly, en dan begin Jesus op hierdie pad vir hulle vertel, vanaf Moses dwars deur die geskrifte, hoe dit vertel van hierdie gebeurtenis, wat hulle so mismoedig maak, wat gebeur het in Jerusalem, toe hulle op pad is na Emmaus toe. En dan in vers 30 tot 32. En toe hy saam met hulle aan tafel was, het hy die brood geneem, en die seënbede uitgespreek. Daarna het hy dit gebreek, en hy het dit vir hulle gegee. Toe gaan hulle oë oop, hy het nagmaal saam met hulle gebruik, en toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle sig uit verdwyn. Ons kom ook agter dat Jesus is amper begin bo die fisiese beweeg. En hulle sê toe vir mekaar, ons het ons harte nie gebrand terwyl hy met ons gepraat het op die pad en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe begin hulle half Jesus herken op hierdie pad. Hulle begin besef, maar alhoewel hulle hom nie gesien het en herken het nie, was daar 'n gevoel binne in hulle wat vir hulle vrede gebring het, iets wat hulle nie noodwendig van tevore af geweet het nie. Dalk was dit hierdie week, jy klim in die motor, dit is 'n bietjie ligter buite, of dalk bietjie donkerder buite, die son is uit, die reën is weg, jy voel effens ligter as gister, en Jacaranda nuus gaan aan om 7 uur, en na 10 minute weet jy presies wat aangaan in die wêreld, waar die oorlog gebeur, wat gebeur met een of ander politieke skandaal, jy weet wat gaan gebeur met die petrolpryse, jy weet wat gebeur in sport, en jy het absoluut niks gedoen behalwe om te bestuur nie. Maar teen die tyd dat jy by die werk instap, voel jy swaar, voel jy bedruk. Dit is maandeinde, jou rand is nie meer so sterk soos wat hy was nie, alles is skielik duurder, en jy het nog nie eens begin werk nie. Nou, jy kan dit afskud, jy kan goeie musiek aansit, of jy kan gaan koffie drink saam met 'n vriend, en jy voel dalk bietjie ligter in daai oomblik. Maar wat ons nie besef nie, is dat dit 'n baie stadige vergiftigheid, ek weet nie, dit is nie regte Afrikaans eers nie, maar dit begin ons stadig maar seker te vergiftig, sonder dat ons dit weet, want dit is nie 'n eenmalige ding nie. Die probleem is dat ons geleidelik begin glo, dit is die hele storie, dit is die werklikheid, en ons breine begin dit vir ons as die norm aanvaar. En elke dag dieselfde vrese, dieselfde bedreigings, dieselfde swaar nuus, en omdat ons breine gemaak is om bedreiging te soek, soos wat ons nou in die navorsing gelees het, begin ons dit half te verwag. Ons begin daarna hinker, nie omdat dit goed voel nie, maar omdat dit vertroud voel, dit is iets wat ons ken. En die enigste manier wat ons nou weet hoe om die vrees te hanteer, is om nog meer te gaan soek daarvoor. Nog meer te skril, die radio harder aan te sit, om voorbereid te wees vir die leeu wat aankom. Dit is 'n stadige, afdraande pad. Uit die teks wat ons gelees het, is dit nie die eerste keer dat die mensdom hierdie ervaar nie. Dit is nie die eerste keer waar mense so voel oor nuus nie, waar die nuus hulle verlam maak nie. Want dit was die nuus
in die Bybel ook, waar ons hierdie Emmausgangers bevind, waar hulle self bedruk voel, swaar voel, wonder, maar waar gaan hulle nou heen? Wat is dit wat hulle nou kan help? En dit bring ons by 'n tweede teksgedeelte wat ons wil saam lees. En die ene pas self in by 'n oomblik waar iemand bedruk gevoel het, swaar gevoel het, nie geweet het wat om te doen nie, en dan daag God op. Maar hy daag nie op soos wat ons dink of hy dink nie. En as ons terugblaai in die Bybel na 1 Konings 19 toe, dan kry ons vir Elia waar hy swaar trek. Hy was op hierdie hoogtepunt en die Baal-profete wat doodgeslaan is en dan word hy vervolg en hy bevind homself waar hy langs 'n bos lê, depressief, angstig, bekommerd. God kom in die vorm van 'n engel, gee vir hom kos, hy sê word wakker, eet, vers 5, hy gee vir hom roosterkoek en water. En dan staan daar in vers 9, dit gaan ek vir ons lees, het hy in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het hy die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord toe, ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het u altare afgebreek, u profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here het vir hom gesê, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Voor my die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het en het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die aardbewing was nie die Here nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here ook nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. En toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Het was nie in die storms nie, het was nie in die wind nie, het was nie in die vuur nie, dit was in die stilte. Dit was in die stilte wat God, Jesus, die Heilige Gees, die drie-eenigheid, aan hom bekend geword het. Ek dink dit is belangrik dat ons in hierdie eerste beweging besef dat ons is nooit alleen nie. Ons stap nie alleen nie. God is om ons. Hy kom wel nie in die vorm wat ons dink nie. En dit is partykeer dat ons herinner moet word aan die verlede, aan die geskiedenis, die terugkyk, wat ons besef, maar Jesus was daar. God was daar gewees. Die Heilige Gees het gewerk. Dit bring my by die tweede beweging van vanoggend se preek en dit gaan oor die feit dat Jesus is op dieselfde pad. Nou ons dan nog sy stap langs ons, maar het is belangrik dat ons moet weet hy is op dieselfde pad. Wat ons leer in die Emmausgangers en van Elia is dat die manier waarop Jesus en God by ons aansluit is altyd subtiel. Dit is nie 'n groot aankondiging nie, daar is geen fees nie, geen hemelskare nie, hy sluit aan stil, sonder ophef. Ons moet die konteks verstaan, en ek het nou so 'n bietjie iets daarvan gesê, daardie paaie tussen dorpe was waar mense met mekaar gepraat het, dis waar die nuus versprei het. Wanneer ek na Emmaus toe was, het iemand gewoonlik wat van Emmaus afgekom het vir my gesê, dis wat daar gebeur het, wees versigtig, wees opgewonde, of wanneer jy Jerusalem toe gaan, is daar iemand wat vir jou sê, luister, Jesus is nou net gekruisig, dinge is 'n bietjie somber, mense het geskatter, dit is nie heeltemal wat dit is nie, want hierdie paaie was waar die sosiale interaksie plaasgevind het. Maar omdat hulle weet wat gebeur het in Jerusalem, is hulle mismoedig. Hulle is bekommerd. En hulle het getwyfel.
Hulle het gewonder. Nou hier wil ek net gou vir 'n oomblik stil staan. Ons moet ophou om twyfel tegelyk te stel aan klein geloof. En dit is baie voorbarig vir my om dit te sê. Dit kom uit 'n plek van oordeel wanneer mense sê, as jy twyfel, het jy min geloof. Twyfel is menslik. Ek dink Jesus self het getwyfel aan die uitspeel van die kruisgebeure, dat hy moet hy regtig doodgaan, God, het hy gevra, kan die beker nie maar verby my gaan nie, Vader? Dieselfde sagtheid waarmee hy langs hierdie twee man stap, kom hy na my en jou toe wanneer ons twyfel. Sê vir ons, moenie worry nie. Ons as 21ste eeuse Christene lees hierdie stories wat ons vandag lees, uit deur 'n lens van ons weet wat gaan gebeur. Ek sê dit so baie keer, ons weet opstanding kom volgende donderdag, ons begin beplan daarvoor, ons adverteer dit, want ons lees dit in die Bybel. Maar die mense, die Emmausgangers, die skrywers van hierdie teksgedeelte, het nie eers geweet wat kom nie. Hulle self het nie geweet dat Jesus gaan opvaar na die hemel toe. En dit is waar Jesus hulle ontmoet, waar hulle in hierdie tussenruimte is. Ons sien dat hulle nie om herken het nie, maar hy is in hierdie tussenruimte van opstanding en die hemelvaart, en dis amper asof Jesus hierdie laaste fisiese vorm gebruik om hulle te herinner aan 'n tyd waar dinge gaan anders wees, maar hy gaan nog steeds dieselfde wees. Hoe hy langs hulle sal loop, hoe hy langs ons sal lê in die bed wanneer ons angstig is, bekommerd is oor ons finansies, nie heeltemal weet waar alles inpas nie. Hoe hy op die pad sal wees wanneer ons wonder waar die volgende petrolgeldjies vandaan gaan kom. Jesus ontmoet jong mans in Johannes 21 vers 1 tot 14 ook op hierdie wyse, waar hy vuur maak langs die see van Galilea en die vissermanne ontmoet. En ek wil dit graag net so vlugtig vir julle lees. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn, hierdie keer by die see van Tiberias, ek het gesê Galilea, see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook die Didymus genoem was, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hy is oor dit, hy weet hy die Here verraai, hy weet hy is half verdoem volgens hom, en almal het gesê, ons gaan ook saam met jou. En toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat hy is nie. Hier sien ons weer Jesus wat anders ter gestalte aanneem. Hy sê toe vir hulle, gooi dit net aan die ander kant, aan die regterkant van die skei, en julle sal iets kry. En toe gooi hulle dit uit, en hulle kon nie meer die net intrek nie, so vol was dit. Die disipel wat Jesus lief gehad het, wat ons weet is Johannes, sê toe vir Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bootklei aangetrek, want hy was sonder sy bootklei gewees, dit was warm gewees, dit is die Mediterrane see. Toe hulle aan die land geklim het, sien hulle kole wat brand en vis wat daarop gebraai word en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die vis wat julle gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net aan land gesleep. Dit was vol groot vis, 153 in getal. En al was daar so baie, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het dit gewaag om vir hom te vra, wie is u nie, want hulle het geweet, dit is die Here. Dit was nou al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Nou, stukkie wat ons moet vasvang, wat ons nie gelees het hier nie, is dat Jesus het hier vir Petrus gekonfronteer en vir hom gevra, maar ken jy my? Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? 'n Symbool van 3 vir die 3 keer wat hy hom verraai het. En dan sê hy, laat my skape wei. Dit is 'n gedeelte waar Jesus in 'n wêreld instap. Die disippels was bang, die disippels het geskatter, 'n slegte Engelse woord, maar het net weggehardloop, want hulle was so bang geweest. En hulle het nie geweet waar hy om te gaan nie. En Jesus ontmoet hulle.
daar in hulle wêreld. Hy ontmoet hulle soos wat hy ons vandag ontmoet. As die rede waarom ons aanhou terugkeer na die dinge wat ons lam maak en vergiftig, soos ons gesien het in beweging 1, dan is die kennis wat vir beweging 2 vir ons gee, dat Jesus self daar is, in die nuus, in die wêreld. Hy het nooit weggegaan nie. Hy loop saam met ons. En dit beweeg ons na daai derde beweging toe wat ek vanmôre vir julle wil uitpak. Van die eindige na die oneindige. Ek wil 'n storie vertel. Hierdie beeld kom uit 'n besigheidsboek uit wat ek gelees het van Simon Sinek, en ek het ook al sy naam genoem. Simon Sinek skryf 'n boek, The Infinite Game, en in dit praat hy maar oor besighede, en die siening van 'n ewigheid van 'n eindige en 'n oneindige, the finite and the infinite. En in hierdie boek, terwyl ek dit lees, besef ek maar, dit is so van toepassing vir ons as gelowiges, vir ons as Christene, omdat ons in hierdie, wat ons noem die finite game speel, ons is in hierdie begin en einde wêreld, 'n wêreld wat hier tydelik is. En hy beskryf die verskil van 'n mindset, wat anderster dink, wat dink aan die oneindige, die groter ene. Ek weet nie wie van julle het die hele storie gevolg oor Artemis 2 nie, die ruimtevaarders wat om die maan gegaan het, onlangs veilig terug is op aarde. Daar was 'n ruimtevaarder wat 'n toespraak gelewer het, nou hy sê dit nie eens voorberei nie. En in die toespraak praat hy van ons as mense op aarde, dat ons eintlik die ruimtevaardigers is. En wat hy nie kan verstaan nie, is hoe ons so beklei en oorlog voer teen mekaar oor hierdie klein stukkie aardbol. Ons beklei, ons is kleinlik, en ek wil nie deur alles gaan nie. Maar dan sê hy wat wegstaan en terugkyk na die aarde toe, kan dit nie verstaan nie, want waar hy sit, sien hy die heelal en hoe groot dit is, en as God dit gemaak het, hoeveel nie te meer is hy in beheer van hierdie klein wêreld nie. Hy sê dit nie voorberei nie, wat beteken dit uit sy hart uitgekom. Hy het teruggekyk na die aarde, na die blou planeet, en hy het net gekyk hoe ons as mense oor die kleinlike goeders beklei, oor die kleinlike goeders vrees. Oom Pieter het laasweek gepraat oor die Emmausgangers en hoe hulle oë ook oopgegaan het, ons vandag so vlugtig 'n stukkie daarvan gelees, toe Jesus die brood vir hulle gebreek het, en hulle sê, maar het ons hart nie warm geword nie? Het ons hart nie warm geword toe hy gebeur het nie? En hy moes homself eers nou aan ons bewys het, deur om die brood te breek, dat ons gesien het, dat hy is ewig, hy is hier, selfs na die dood, waar daar 'n denkskuif moes kom in hulle lewe ook om te sê, maar dit was hy. Hy is nog steeds hier en hy het saam met ons geloop. In Filippense 4, vers 6 tot 7, vind ons Paulus in 'n tronk. Nou volgende donderdag vier ons Hemelvaartsdag, ons het dit gesê. En die belangrike ding wat ons moet besef, en ons wat nou deur die lens kyk, is dat Jesus het opgevaar, maar dit het nie 'n leemte gelos, want hy het die Heilige Gees vir ons gegee. Nou Paulus praat hier oor in Filippense 4 vers 6 tot 7, vanuit 'n tronk self, soos ek gesê het. Vasgevang, soos niemand vasgevang kan wees nie. En hy skryf oor hierdie vrede, wat bo alles in hierdie wêreld is. Amper dieselfde vrede wat daardie ruimtevaarders ervaar het, toe hulle afkyk op hierdie aarde en besef, maar die aarde is net so klein, die heelal is so groot, en God is in beheer van alles. Dis 'n vrede wat hy nie kan verduidelik nie. Dis iets anders, dis iets groters. En as ek en jy net daardie vrede kan vind, dat wanneer ons na die nuus kyk, of sosiale media, of na die Strava applikasie, of wanneer ons onsself afvra, of onsself sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie goed genoeg om dit meer te doen nie, ek moet beter wees, ek moet harder oefen, as ons net kan besef, dat dit waarmee ons onsself vul, gaan nooit genoeg wees nie, dat ons moet soek na die vrede wat saam met ons stap. Een van die grootste dinge wat uit Johannes uitgekom het, is toe ons deur die evangelie gegaan het, is die transformasie wat Jesus ervaar het.
Die Heilige Gees het gekom en hy het nie meer geografies dit gebonde gemaak nie. Ons het dit mekaar al gesê. Hy's nie net 'n historiese figuur nie, maar hy is hier. Die ruimtevader het iets gesien wat hom in daardie oomblik na God toe laat draai het. Elia het in die sagte wind besef. Hy voel om op sy arms in die sagte wind. Ons voel hom wanneer die wind waai hier vandag. Dit is God. Die Emmausgangers het omgedraai en hy het hulle kamer uit verdwyn waar hulle geëet het. Maar hulle het besef, hulle harte was warm op dieselfde pad, met dieselfde nuus. Die nuus het nie verander nie. Maar die feit dat Christus daar was, het die warmte in hulle harte laat voel. Ek sluit af. Wat sal anderster wees vandag? In die nuus op dieselfde sosiale platforms, in die pos wat jy dalk lees, in die nuus wat jy op jou foon kry. Wat sal verander as jy weet, jy loop nie alleen nie? Wat sal verander as daar iemand langs jou loop, wat jou lief het, wat vir jou omgee, wat langs jou wil wees, wat vir jou sê jy is genoeg? Wat sal verander? En ek los julle vandag met daardie vraag. Kom ons sluit ons oë. Here, hoe warm word ons harte nie? Hoe rustig word ons angs nie? Wanneer ons besef dat maak nie saak wat op ons nuusberigte aangaan nie, maak nie saak hoe bekommer ons is nie, U is altyd daar. Nou Here, dit beteken nie dat die pad gelyk gaan wees nie. Ons weet dit. Ons weet dit gaan nog steeds moeilik gaan, maar Here, daar kan 'n vrede in ons hart wees. Ek bid dat ons elkeen wat vandag hierdie boodskap hoor, daardie vrede sal ervaar. Amen. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, U het my bevry, my sonde skuld vergewe,